wanneer ons kom by sigma-notasie, dit is een van die dele wat eintlik bietjie weird lyk en baie mense nogal maklik uitfreak, maar dis eintlik 'n baie maklike deel as jy besluit om verder met wiskunde te gaan of dit gaan een van jou vakke wees volgende jaar, gaan jy baie met sigma werk. So raak so lank gemaklik met dit. Hulle vra dit regtig nie baie moeilik nie. As hulle dit moeilik vra, dan staan ten minste 'n hele klompie punte wat jy kan kry in die proses. En as jy dit verstaan, is dit eintlik maklik. En weer eens, ek het vir julle 'n paar foolproefplanne gegee in die opsommings wat julle net kan gaan volg. Okay. So die eerste ding wat jy moet weet hierso met jou sigma-notasie is om te gaan kyk wat beteken dit eintlik? Eintlik wat sê hierdie goed nou eintlik vir my? So kom ons gaan kyk gou hier, né? Hierdie is sigma, hierdie ding wat ek daar, daai pers en swart dingetjie, daai teken is sigma. Dit beteken som van. Dit is 'n ander manier vir som van. So jy kan maar weet, as jy met sigma werk, gaan jy 10 teen 1 met jou SN werk. Dit hang natuurlik af hoe dit vir jou vra, maar ek wil amper sê jou rule of thumb, as jy onseker is, gebruik jy som van formule. Okay. Dan wat dit vir my sê, né, hoe die sigma dan nou verder werk, dit sê vir my so, hierdie beteken die som van, en dan gaan kyk ons, né, hulle sê hier, vanaf watter term, tot by watter term, en ons doen dit vir die patroon, wat ook al hulle daar gee. Okay. En dan sê hulle vir my, is gelyk aan, en dit is die antwoord van daai som van. Okay, so dit klink baie complicated, so kom ons doen dit met 2 voorbeeldjies, dan sal julle vinnig sien wat dit beteken, en soos ek sê, hierdie is baie mooi stap vir stap in julle opsommings gegee. Okay, so al wat hierdie eintlik net vir my sê, as jy nou mooi gaan kyk na hierdie sigma, dit sê vir my, die som van, wat ook al hierdie patroon is, dit is die TN wat daar staan, okay? Asseblief moenie gaan skryf, wanneer jy iets in sigma moet sit, moenie vir my gaan sê, TN is gelyk aan, en dan check jy dit daarin nie, dit is nie reg nie. Hierdie represent die TN wat jy daar het. Okay, so dit sê vir my, die som van hierdie patroon, wat ook al daai TN is, vanaf term 1 tot by term 10. En hulle sê vir my, die antwoord is eintlik al klaar 200. So, hulle gaan dit nie vir jou sommer so gee nie, daar sal ietsie wees wat jy moet gaan uitwerk, maar dis wat hierdie vir my sê. Hulle sê vir my, as ek hierdie patroon gaan neerskryf, en ek gaan skryf 10 terme neer, en ek gaan plus al daai 10 terme som, so ek kry my term 1, term 2, term 3, en ek plus hulle almal saam totdat ek 10 terme geplus het, is my antwoord 200. Dit is wat sigma vir my sê. Okay, so, volgende enetjie, sê vir my, okay, hier gaan ons nou met 'n meetkundige reeks werk. Jy kan sien hy het die A en die R tot die mag. Okay, so wat hy vir my sê, is ons gebruik daai patroon. Dit is die vorm, dis die TN wat ons gebruik. Maar dit sê vir my, die som van hierdie reeks, wat ook al hierdie som is, die som van wat daai patroontjie is, en dan gaan sê ons vanaf term 3, of waar P gelyk is aan 3, vanaf P gelyk aan 3, met ander woorde term 3, tot by term 14. Okay, ek sê dit vir julle so, maar dit sê eintlik vir my, vanaf waar P gelyk is aan 3, ek gaan nou vir julle wys wat dit beteken, tot by 14. En ek sê vir my, as ek gaan sê, so, daar waar dit 'n term 3 is, term 4, term 5, term 6, ek plus hulle almal bymekaar, tot by term 14, dan sê ek vir jou, is my antwoord, hierdie 32.760. Dis wat sigma vir my sê. Dis die som vanaf waar P3 is, tot by die 14de term, van hierdie patroon, is gelyk aan 32.760. Okay, so, soos met al die ander goed, het ek natuurlik vir julle 'n foolproefplan met 'n klomp stappe gekry, wat jy nie regtig kan verkeerd gaan met hierdie nie. Dis wat dit so lekker maak, so ek love it as hulle sigma bietjie interessanter vra, want dit tel nogal baie punte, maar eintlik as jy by jou stappe hou, dan is dit baie moeilik om 'n fout te maak, so kom ons kyk gou.
So, hulle sê vir my, okay, stap 1 vir my sigma, altyd eerste, jy gaan kry jou patroon. Sonder jou patroon kan jy niks doen nie. Dis presies dieselfde as wat ons nou nog die hele tyd gedoen het met al jou ander goed. Bepaal altyd eers jou patroon. Dan wat ons gaan doen, stap 2, is bepaal of is dit rekenkundig of meetkundig. Ek gaan nou vir julle wys hoe mense jou patroon kry. Maar ons weet mos nou al rekenkundig beteken dit het 'n konstante eerste verskil en meetkundig weet dit het 'n konstante verhouding. Ons sê dit ook mos nou al in die vorige video gedoen. Right, nou wat bietjie interessanter is of klein bietjie anderster is, wanneer jy moet uitwerk, ons weet mos nou, sigma beteken mos nou Sn, né? En ons weet, ons het mos nou 2 formules vir Sn. Ons het die Sn vir rekenkundig, en dan het ons die Sn vir meetkundig, okay? So, vir ons om te gaan uitfigure, hoeveel die N eintlik is, dit is die enigste ding wat, ek wil nie eers sê moeilik is nie, dit het 'n klein catchy, jy onthou dit net en dan kan jy nie verkeerd gaan nie. So, al wat dit vir my sê, hierdie N, want ons wil byvoorbeeld uitwerk, die som van hoeveel terme, so nou maar ek sê vir jou, die som van 10 terme, of die som van 20 terme, elke keer dan verander jy net daai N. So vir jou om daai N te kry, né, al wat dit vir my is, en ek het dit vir julle hierbo gesit, en die opsommings is die voorbeeld ook mooi uiteengesit, dit sê vir my, ek vat my hoeveelheid, is gelyk aan, bo, minus onder, plus 1. Okay. So dit is so of 'n bietjie LB-approved taal. Maar wat dit vir my sê, as ek my N wil kry, né? En onthou, dit is die N wat in my Sn formule gaan ingaan. Geen nie om of dit rekenkundig of meetkundig is nie. Dit is presies dieselfde. Selfde metode, jy moet net die regte formule gebruik. So vir my N, om te kyk die som van hoeveel, dan moet ons gaan werk die som van waar P 4 is, tot by 15. Okay. So eintlik wat dit vir my sê, is dit sê term 4, term 5, term 6, term 7, term 8, en dan gaan dit so aan tot by term 15. So dit is maklik om dit nou te gaan tel, om te kyk hoeveel gaan daar wees. Maar as hulle vir my gesê het, vanaf 14 tot by 150 byvoorbeeld, ja, ek gaan nie dit alles neerskryf nie, so kom ons wiskunde het om die lewe vir ons 'n bietjie makliker te maak. So nou wat ons gaan doen, ons gebruik die LB-approved formule, wat vir my sê, bo minus onder plus 1, okay? Ek sê bo, wat 15 is, minus die onder, wat 4 is, en altyd plus 1. Daai plus 1, dis jou magic plus 1, hy is die heeltyd daar. En dan gaan check ek dit in my calculator in, en dan kry ek my N as 'n 12. Okay, so eintlik beteken dit ek soek net die som van 12 terme, want ek begin eers by term 4. Term 1, 2 en 3 het ek eintlik geskiep. Okay, in hierdie geval, as daar byvoorbeeld 'n 0 is, moenie stres nie, ons hou by my reël. Ek gee nie om of dit rekenkundig of meetkundig is nie. Jy gaan sê om vir N te kry, is die boonste 1, minus die onderste 1, plus 1. En dan is dit 21 gaan dan my N wees. En dis hoe dit werk met sigma. Jy hou regtig net by my reëls. Okay. Right, so kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeeldjies, dat julle kan sien it's not that bad. So, met hierdie en in die opsommings het dit stap vir stap vir julle gaan uitsit, baie mooi uiteengesit, so julle kan dit net daarso van die website aftrek. Al die opsommingkies is daar. Okay. So ons kyk hier die eerste een. Hulle sê vir my, right, ons moet nou bereken die waarde van daai. Dis al wat hulle vir my gee, bereken die waarde, of hulle sal vir my sê, evalueer. Ek het nie, hulle gee vir my niks nie. Nou wat ons gaan doen, is ons gaan kyk hier, okay, hou by my reël. Jou stap 1 altyd is bepaal jou patroon. Want sonder 'n patroon kan ek niks doen nie. Die hele hoofstuk se naam is patrone, rye en reekse. So wat jy gaan doen, as hierso staan I is gelyk aan 'n 1, dan beteken dit jy gaan chuck in die plek van I, gaan chuck ek 'n 1, 2 en 'n 3. Okay? As hier byvoorbeeld gestaan het I is gelyk aan 4, dan gaan chuck ek by I se plek in 'n 4, 'n 5 en 'n 6. Dit gaan maar net om te sê, ek begin eers by daai getalletjie,
En ek soek maar net die eerste 3 terme sodat ek kan sien of dit rekenkundig of meetkundig is. Dis so half 'n foolproof plan, okay? So imagine ek sit in plaas van die u, gaan sit ek nou 'n 1. Jy gaan check daai in jou calculator in en dan kry ek 'n 5. Dan sê ek in die plaas van die u gaan sit ek nou 'n 2. Check dit in jou calculator in en jy kry 'n 8. In plaas van die u gaan sit ek 'n 3. Check dit in jou calculator in en jy kry 'n 11. Dis al wat jy doen en daar is my patroon. Dis super maklik. So my patroontjie sê vir my 5, 8, 11 tot en met ek is nie seker hoeveel terme nog nie. Okay. So dit was stap 1. Bepaal of is dit rekenkundig of meetkundig nou. Ons het my patroon, great. Stap 2 het ons nou net gesê bepaal rekenkundig of meetkundig. Ek kan sien dit het 'n konstante eerste verskil. 8 minus 5 is 'n 3 en 11 minus 8 gee ook vir my 'n 3. So ek weet dit is rekenkundig want dit het 'n konstante eerste verskil. Boem. Nou was as jy nou na my stappe gaan kyk, stap 3 sê nou vir my ek moet gaan bereken hoeveel terme daar is want ek gaan dit in my formule moet plak. So vir my n het ek die boonste 1 minus die onderste 1 plus 1. So my n is net 'n eenvoudige 4. So hy's lekker maklik. Okay. En al wat jy nou doen is jy gaan check dit in jou formule in. So maklik soos dit. Jy gebruik, ons weet sigma is Sn, né? Jy gaan check dit in jou Sn formule in. Ons weet mos nou wat n is. N het ons gesê, so dit nou net gaan uitwerk, n is 4. So ons soek nou die som van 4 is gelyk aan 4 op 2. Ek gebruik my formule net so. My a is mos die eerste getal van my patroon. Dit is 'n 5 plus my n het ons gaan uitwerk is 4 en my d is 'n 3. En daai gaan gooi jy net so in jou calculator in en dan kry jy hom as 'n pragtige 38. Voilà, en daar is 5 punte, net so. Okay. So, kom ons kyk gaan na die volgende enetjie. Hulle sê weer vir my, bereken die waarde van, en daar is hy so. Boom. Ek noem net julle, ek gee regtig nie om hoe weird hulle dit vir jou vra nie. As hulle vir my sê, hierso is nog 'n k by, plus 'n p ook. Jy hou by jou reëls. Ek gee nie om hoeveel letters hulle daar insit, of al sê hulle m is gelyk aan pampoen, I don't care. Jy begin hom. My reël, as hier staan m is gelyk aan 3, dan maak ek my m 'n 3, ek maak my m 'n 4 en dan maak ek my m 'n 5. Okay. Hou net by jou stappe, dan kan jy regtig nie verkeerd gaan met hierdie nie. So die eerste ding, kom ons gaan kyk, kom ons gaan maak nou my m 'n 3. Dit is in die opsommings uiteengesit, so ek gaan nie hele tyd nou mors met dit nie. As jy hom 'n 3 maak, jy check dit in jou calculator in en dan kry ek hom as 'n minus 7. Nou gaan maak ek my m 'n 4. Onthou asseblief julle hakkies, jy check dit in jou calculator in en ek kry 'n pragtige minus 9. Ek gaan hom sommer klaar 'n minus maak. Minus 9. Jy kon ook gaan sê het plus minus 9. Dit beteken mos maar presies dieselfde. Okay? En dan die volgende enetjie gaan maak ek my m dan 'n 5. En dan check jy dit in jou calculator in en dan kry jy dit as 'n minus 11. Okay. Stap 1, bepaal jou patroon. Boom. Stap 2, bepaal of is dit rekenkundig of meetkundig. So kom ons kyk. Ek sien daarso, asseblief moenie 'n tekenfout hier maak nie, moenie vir my sê 2 nie, please don't. Ek kan sien my algemene verskil is minus 2, want ek tik in minus 9, minus 7, moenie net sê minus 9, minus 7 nie, asseblief nie julle. Dan kry ek my algemene verskil as 'n minus 2. En ek kan sien minus 11, minus 9, is ook 'n minus 2. Great, so ons vorder. So ek het 'n minus 2 daar ook. Lieflik, okay. So ek weet dit is rekenkundig, want dit het 'n konstante eerste verskil. Right, stap 3, gaan sê vir my, hoeveel terme is daar? Bereken nou my n. My n gaan kry ek om te sê, die boonste 1 minus die onderste 1 plus 1. En onthou asseblief, die n verteenwoordig
die n wat in jou formule is, in jou SN formule, dis die n wat jy uitwerk. Okay? Dit sê vir my die som van hoeveel terme wil ek hê. So ons gaan sê dis 12 minus 3 plus 1. Tada! Net so. Great. En dan kry ek hom as 10 terme. Lieflik. En dan al wat jy nou gaan doen is, ons gaan check dit net weer in ons calculator in die regte formule vir stap 4. En onthou asseblief julle, hierdie is in die opsomming, so gaan kyk mooi na die stappe, maak seker jy kan die regs dieselfde antwoorde kry asseblief. So die som van, nou werk ons die som van 10 uit. Ons weet my n is 10, boop 'n 2. Ek het 'n 2, my waarde vir a is die eerste getal van my patroon, dis minus 7. My n weet ons moes nou is 'n 10, en my d in 'n hakkie. Onthou asseblief daai hakkie, gee vir my 'n negatief 2, en dan as jy dit gaan uitwerk, kry ek die som van 10 as 'n minus 160. Alright, dis hoe ons daai doen. Okay, so kom ons kyk gaan na die laaste een van hierdie voorbeelde. Ons werk bietjie met 'n meetkundige reeks. So, eerste ding wat ons doen, ons hou net by my reël. Bepaal altyd eers jou patroon. As hierso staan P is 3, dan maak ek my P 'n 4, 'n 3, 'n 4 en dan 'n 5. As daar gestaan het P is 30, dan maak ek hom 'n 30, 'n 31 en 'n 32. Julle kry die idee. Okay. So al wat ons nou gaan doen, kom ons gaan maak my P nou eers 'n 3. So ek gaan vervang daai P, ek maak hom 'n 3, onthou asseblief julle hakkies. Ek check dit net so in my calculator in en dan kry ek hom 'n 16. Dan gaan maak ek my P 'n 4. Check dit net so in jou calculator in en jy kry 'n 32. Dan gaan check ek hom verder in, ek maak hom 'n 5. Check dit in jou calculator in en ek kry 'n 64. Okay. So stap 1, bepaal jou patroon. Voilà. Stap 2, kyk of is dit rekenkundig of meetkundig. So ek kan hierso sien, dit het nie 'n konstante eerste of 'n konstante tweede verskil nie. Maar ek kan vinnig sien, as ek sê mal met 2, né? Ek kan sien dit is meetkundig. So ek het nou net my antwoord. Dit is rekenkundig of meetkundig. So ons weet dit is meetkundig. Stap 3, gaan bepaal wat is, hoeveel terme wil ek hê, die som van hoeveel terme. Vir die som van hoeveel terme, gaan sê ek, om vir n uit te werk, is die boonste 1 minus die onderste 1 plus 1. So dis die 7 minus die 3 plus 1, en dit gee vir my 5. En dit is so maklik soos dit. Right. Nou wat ons gaan doen, stap 4 is, jy gaan check dit letterlik net in die regte formule in. So ek weet, sigma is Sn, en ons het nou net gesê ons werk met meetkundig. So oordat jy met meetkundig werk, moet ek nou daai formule gebruik. Great, so kom ons gaan werk hom uit. Waarde van A, weet ons is die eerste getal van my patroon, dit is 'n 16. My R is my ratio, ons weet dit is mos term 2 boop term 1, en dit is 'n 2. Ek sluit my hakkie, veral as dit 'n negatiewe getal is, asseblief onthou dit. Ek gaan sluit met my hakkie, dis vir my maar net 'n bietjie makliker. Dan gaan sê ek tot die mag n, ek sal hom 10 teen 1 in 'n groot hakkie sit. My n is op hierdie stadium 'n 5. Bo-op my R is 'n 2 minus 1. Jy check daai in jou calculator in en dan kry ek my antwoord vir die som van 5 is 496. En dis hoe ons hom doen. Weereens lekker 5 punte oor hoe sigma werk.